Hallo julle en baie welkom. Vandag duik ons diep in die kern van wie ons is. Ons gaan kyk na daai ongelooflike bloudruk wat elke liewe ding op aarde aan mekaar sit, van die kleinste gogga tot jy en ek. Ons praat natuurlik van DNA. Dink 'n bietjie daaroor. Wat presies is hierdie geheime kode, hierdie instruksiehandleiding wat in elkeen van jou triljoene selle toegesluit is? Wel, dis die raaisel wat ons vandag saam gaan ontsyfer. Goed, hier is ons padkaart vir vandag. Eers gaan ons die basiese kode self kraak. Dan kyk ons na die verskille tussen ons twee hoofspelers, DNA en RNA. Daarna sien ons hoe hierdie kode homself perfek kopieer en heel laaste, hoe daai kode gelees word om jou te bou. So bly ingeskakel, hierdie is alles presies wat jy vir die eksamen moet weet. Eerste op, die kode van lewe. Kyk, voor ons die hele biblioteek kan verstaan, moet ons eers leer hoe om 'n enkele lettertjie te lees. So kom ons begin by die absolute basiese boustene. En daardie heel basiese bousteen word 'n nukleotied genoem. As DNA 'n reuse legkaart is die nukleotied daai een enkele stukkie. Alles, en ek meen alles, begin hier. So hierdie is 'n baie belangrike konsep om vas te maak. Elke nukleotied, ons bousteen, is eintlik lekker eenvoudig. Dit het net 3 dele: 'n fosfaatgroep wat help om die ruggraat te vorm, 'n suiker of deoksiribose of ribose, ons kom nou terug daarna, en dan die ster van die show, die stikstofbasis. Dis die deel wat die werklike kode dra. Goed, jou selle gebruik eintlik 2 soorte bloudrukke. Dink so daaraan. DNA is die oorspronklike superbelangrike argiteksplan. Dis veilig in die kantoor, die selkern, gebeure. RNA, aan die ander kant, is soos die vinnige fotokopie van daai plan wat die werkers op die bouperseel gebruik. So hier is hy, die hoofplan, DNA. Julle ken hom, daai ikoniese double helix, 2 stringe wat soos 'n gedraaide leer lyk. Hy gebruik die suiker deoksiribose en het 4 bases: adenien A, thymine T, guanine G en cytosine C. En hier's die goue reël, onthou dit goed. A pas altyd met T en G pas altyd met C. Hierdie spesifieke paring is die geheim tot alles. En dan het ons die fotokopie, RNA. Hy is 'n bietjie anders. Dis 'n enkelstring, nie 'n dubbele nie. Dit gebruik 'n effens ander suiker, ribose. En hier is die groot kinkel. In plaas van thymine of T, gebruik RNA iets genaamd uracil of U. So in die RNA wêreld pas A altyd met U. Goed, dit bring ons by ons tweede afdeling, DNA teenoor RNA. Hierdie vergelyking is 'n absolute klassieke eksamenvraag, so kom ons maak seker ons verstaan die sleutelverskille haarfyn. En hierdie tabel som dit perfek op. Kom ons gaan vinnig daardeur. DNA, dubbelstring, RNA, enkelstring. Die suiker in DNA is deoksiribose, in RNA is dit ribose. Die unieke basis in DNA is thymine, in RNA is dit uracil. En laastens die vorm. DNA is 'n helix, terwyl RNA 'n reguitstring is. Neem 'n vinnige geestelike foto hiervan. Dis jou perfekte opsomming. Reg, so hoe maak hierdie hoofbloudruk 'n perfekte, foutlose kopie van homself? Dit is wat ons in afdeling 3 gaan ondersoek, replikasie. Dink hieraan as die sel se ingeboude superakkurate fotokopieermasjien. Die formele definisie is eintlik doeteenvoudig. DNA-replikering is die proses waar een DNA-molekuul 'n presiese, identiese kopie van homself maak. Dit is absoluut krities en dit gebeur net voor 'n sel verdeel in 'n stadium wat ons interfase noem. Die proses self is regtig elegant. Eerstens, die dubbelhelix draai af. Dan, presies soos 'n rits, breek daai swak waterstofbindings en die 2 stringe rits van mekaar los. Elke oorspronklike string dien nou as 'n template, 'n perfekte patroon. Vrye nukleotiede wat in die sel rondswem, heg dan aan hulle maatjies, A vind 'n T, G vind 'n C, en net so, voilà, ons het 2 splinternuwe, perfek identiese DNA-molekules. So die groot vraag is, hoekom gaan die sel deur al hierdie moeite? Wel, dis van kardinale belang. Dit verdubbel die genetiese materiaal sodat wanneer 'n sel verdeel, elke nuwe dogtersel 'n volledige en presiese stel instruksies kry. Sonder dit, geen groei, geen herstel nie, niks. Goed, laaste afdeling, en dis hier waar die regte magie gebeur, van kode tot proteïene. As DNA die bloudruk is hierdie die proses waar daai bloudruk gelees word om die werklike strukture, die proteïene te bou wat al die werk in jou liggaam doen. Hierdie hele proses word proteïensintese genoem. Ja, dis 'n mondvol, maar moenie dat die groot woorde jou afskrik nie. Ons kan dit in 2 logiese hooffases opbreek.
Ons eerste nuwe karakter hier is boodskapper RNA, of sommer net mRNA. Dis daai fotokopie waarvan ons vroeër gepraat het. Sy hele doel is om 'n klein stukkie van die DNA-kode, 'n spesifieke boodskap, uit die kern te neem en dit na die sel se fabriek, die ribosoom, te dra. Die eerste fase vind plaas in die hoofkantoor, die kern, en dit word transkripsie genoem. Dink daaraan as om die boodskap oor te skryf van die hoofplan af. Klink dit bekend? Dit behoort. Net soos met replikasie, rits 'n klein deeltjie van die DNA los. Een string dien weer as 'n template, maar hierdie keer word 'n mRNA-string gebou met RNA-nukleotiede. Sodra hierdie kort boodskap voltooi is, los die mRNA die DNA en verlaat die kern om sy werk te gaan doen. Nou ontmoet ons tweede nuwe karakter, oordrag ARNA of tRNA. Dink aan hom as die afleweringsdiens. Elke tRNA-molekuul is 'n spesialis wat een spesifieke bousteen van 'n proteïen, 'n aminosuur, optel en by die regte adres gaan aflewer. En dit bring ons by die tweede fase, wat by die ribosoom gebeur. Dit word translasie genoem, wat letterlik beteken om te vertaal. Ons gaan nou die taal van nukleotiede vertaal in die taal van proteïene. Dis soos 'n monteerlyn. Die mRNA-boodskap heg aan die ribosoom. Die ribosoom lees dan die kode, 3 letters op 'n slag. Vir elke 3-letter kode bring 'n spesifieke tRNA die korrekte aminosuur. Die aminosure word dan een vir een aan mekaar vasgeheg, soos krale aan 'n toutjie, en so word 'n proteïene gebou. En hier is die geheim van hoe daai vertaling so perfek werk. Die 3-letter woord op die mRNA word 'n kodon genoem, en die bypassende 3 letters op die tRNA wat daarmee paar, word die antikodon genoem. Dis hier die presiese kodon-antikodon passing wat verseker dat presies die regte aminosuur op presies die regte tyd afgelewer word. En daar het julle dit, van 'n eenvoudige nukleotied tot die komplekse proteïene wat lewe moontlik maak. Hierdie kode is die fundament van alles wat ons is, van ons oogkleur tot hoe ons spiere werk. Dit laat ons met 'n laaste kragtige vraag: wat gebeur as ons hierdie kode self kan begin herskryf?